In you I will trust, forever I'll stand. My refuge, my Savior, holding my hand when my spirit is weak and I cannot go on. Your mercy reminds me that I still belong. Your word is my life, my hope and my shield. In your holy presence, my soul is healed. Lord, you are my strength, my song in the night, song in the night. You carry my soul, carry my soul. You fight all my fight. In you I will trust, you I will trust. Forever I'll stand, ever I'll stand. My refuge, my Savior, Savior, holding my hand. Though mountains may tremble, though waters may roar, your grace is unshaken. Your love is my call. Forever I'll praise you. Forever I'll sing. My strength and my portion. My God, my King. Lord, you are my strength, my song in the night. You carry my soul. You fight all my fights. In you I will trust. You I will trust. Forever I'll stand. Ever I'll stand. My refuge, my Savior, Savior, holding my hand. Lord, you are my strength. Lord, you are my strength. Forever my soul. Forever my shield. To you I belong. So, julle mag maar sit vir vanmiddag. Ek dink ouma hier so gelag het as sy gesien het hoe ernstig julle lyk vanmiddag. Sy het vir julle definitief gesê cheer up, cheer up. Dit is wie sy was, amen. Sy het definitief vir my gesê Emilie, jy lyk anders dan met jy skoon geskeer het vir my en jy's in 'n soet en 'n taai vanmiddag vir my. So ja, ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons almagtige God en Vader, ons koning, ons heerser en ons Here. Wat 'n voorreg is dit vanmiddag om 'n lewe te kom herdenk en ook dankie te kom sê aan God dat elkeen wat vandag hier is 'n gedeelte gedeel het van haar lewe. Wat 'n voorreg is dit vanmiddag vir ons. 'n Viering vir 'n lewe, 'n geliefde ma, 'n oumaatjie, 'n ouma grootjie en ek het vroeër hierdie week uitgevind 'n 5de geslag ouma grootjie. Wat 'n voorreg, wat 'n groot mens. Wat 'n groot mens. Kom ons gee God vir 'n oomblik in gebed die lof en die prys en die eer en julle kan gesit bly vanmiddag. Dankie almagtige God en Vader Here vir die voorreg wat ons het om ouma Anna se lewe te kom herdenk, Here. Here, elkeen wat hier so is, Heer, het dalk pyn en hartseer in hulle harte, maar U is die groot vertrooster. Here, ek bid vanmiddag dat die Heilige Gees elke persoon hier sal aanraak, Here, soos nog nooit van tevore nie, met die sagte liefde, soos wat oumaatjie ook gehad het. Here, ek loof en ek prys U vanmiddag vir die lewe wat ons kon gedeel het, elkeen van ons hierso.
met hierdie wonderlike inspirasie mens, Here. Here, en dat ons aan ons gedagte sal hou vir ewig en altyd. En ek bid dit in die allerhoogste naam van Jesus Christus. Amen en amen en amen. Ek lees vanmiddag vir ons uit Psalm 121 van vers 1. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterkant. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in alle ewigheid. Is dit nie pragtig om te dink hoe oumaatjie bewaar was vir al hierdie jare, vir elkeen van ons, in die lewe wat sy gelei het. Dit is net so mooi om te kan dink. Maar daar was net iets so spesiaal aan oumaatjie. As jy in daardie ysblou oë ingekyk het, het jy amper in haar siel ingekyk. En dan kom sy met so oulike glimlaggie en 'n sê dingetjie agterna. En ja, en eintlik jy kan net lief wees vir daardie vrou en daardie mensie. My eerste encounter, as ek dit so mag noem, met oumaatjie was toe ek by my skoonma geloseer het, 18 jaar oud, net begin werk het, en ek my eerste paycheck gevat by die geld besigheidjie waar ons gewerk het, en ek het gehoor dat hierdie oumaatjie kom kuier, en hierdie ouma se bok vir sport, soos geen ander ouma is nie. En ek my eerste pay gevat, 18 jaar oud, en ek het gedink, ek gaan 'n bottel tequila koop, en ek gaan hierdie oumaatjie nou toets, of dit die waarheid is of nie. En ons het dop vir dop gesit, en elke shootertjie gedrink. En ek moet sê, ek het tweede omgekom, want ek het buite opgeëindig, daardie dag by die trein, en sy het lekker gaan slaap, asof niks bekeer het nie. Op Anneke se 21ste verjaarsdag, het ons 'n costume party gehou, en ouma het soos 'n nagstraatvrou aangetrek vir die pret. Dit was die tipe mens wat sy was, wat in oorvloed altyd 'n joke kon gevat het, en altyd gelukkig kon gewees het. So kan ons elkeen 'n goeie storie en 'n goeie gedagte van haar in ons gedagtes hou vanmiddag. Ek het al baie ander stories ook gehoor, maar ek gaan dit nie op hierdie geleentheid benoem nie. Daar is 'n foto vir my en Anneke waar ons troue is, en terwyl ons uitstap het ouma daar gestaan met Abby in haar hande, en hulle het babbeltjies geblaas, en dit het soos hierdie pragtige fairytale gelyk, maar ouma daar gestaan langs hierdie klipmuur, en dit het vir my gelyk asof sy by die poorte van die hemel staan. Sy het soos 'n engel gelyk. Dit was die oumaatjie wat ons kan onthou vanmiddag. Daardie spesiale blou oë om in te kyk, het my laat dink aan wat Jesus gesê het in Matteus 6 vers 22 tot 23. Die oë is die lamp van die liggaam. As jou oë gesond is, sal jou hele liggaam vol lig wees. Amen. Maar ek dink daardie spesiale blou oë het ook baie seer weggesteek in haar lewe. Ek weet sy 2 kinders begrawe in haar lewe, en ons kan maar net dink, en wat 'n voorbeeld is dit vir ons vanoggend, deur al haar pyn en lyding in haar lewe, kon sy elke liewe dag opstaan, en met daai blou oë, dis hoekom ek vandag spesiale blou tas dra, vir haar. Maar jy kan nie anders te wees as jy na die blou oë gekyk het, jy sal nooit weer dieselfde wees, as jy daar weggegaan het, as jy eers in daardie blou oë gekyk het nie. Daardie spesiale blou oë, het Galasiërs 5 vers 22 tot 23 vir my opgesom. As jy jou Bybel het vanmiddag, is jy welkom om haar oop te maak. Maar Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wat 'n opsomming van ouma vanoggend, vanmiddag. En ek glo vas vandag, as sy vandag 'n nalatenskap wou agtergelos het, en 'n boodskap wou gelos het, sal dit die boodskap wees, en dat dit vir haar familie en haar vriende en vir haar kinders, en ook vir die hele wêreld daar buite sal wees, om op hierdie manier te lewe, en dit is om mekaar lief te hê. Ek dink dit sal die grootste ding vir haar wees, as ons mekaar kan aanhou lief hê, mekaar opreg lief te kan hê, soos wat sy lief gehad het.
om 'n hernuwende liefde vir mekaar te kweek, om mekaar vandag te vergewe vir wat ook al ons teen mekaar gedoen het, om 'n vreugdevolle lewe te kan lei, vol vrede. Nou as ek aan haar dink, dan dink ek, dit is presies wie sy was, daai vreugdevolle lewe, vol vrede, om gelukkig te wees met mekaar, en dit kom alles uit die woord van God uit, om geduldig te wees met mekaar, om in waarlike vriendelikheid en omgee vir mekaar te koester. Ja, ek glo vas, sy sal ons elkeen wil agterlaat, om goedhartig te wees met mekaar, om getrou te wees aan mekaar, al gaan dit nie altyd maklik nie, om nederig te wees, om ander bo jouself te stel. Ek het die mooiste stories gehoor maandag van wat sy al in haar lewe gedoen het, en niemand van geweet het nie, daardie goedhartigheid, en ek dink dalk ook die moeilikste, maar iets wat soveel seer vir my, selfbeheersing. Ek glo dit is haar nalatenskap wat sy vanmiddag vir elkeen van ons sou wil hê. 'n lewe in volheid, soos wat sy gelewe het, absolute volheid. Ek kan net dink aan daardie dae wat sy self strand toe gegaan het sy netjies aangetrek en al haar juwele aangehou, en sy het altyd so pragtig gelyk, waar ook al sy gegaan het. Maar daardie lewe van volheid, soos net sy kom gelewe het. 'n lewe in oorvloed, in opreg. Wat 'n deftige dame, wat 'n deftige dame. Dan glo ek ook, dat sy iets baie belangrik vir ons elkeen sou wil hê, dat ek en jy die ewige lewe moet beerwe. Om Jesus Christus aan te neem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. En as jy vandag nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, is hier ook 'n geleentheid, want die dood is al reeds oorwin. Jy sien, daar is nie 'n te groot sonde, en daar was ook nie 'n te groot sonde vir ouma Anna gewees in haar lewe, wat God haar nie voor vergewe het nie. Vandag is weer 'n uitroep van God homself, wat in vlees op die houtkruis sy bloed vir ons gegiet het. Vir my en jou sondes. Maak nie saak waar jy is in jou lewe, waarmee jy besig is in jou lewe, jou verlede of enigiets nie. Maak nie saak. God kan jou vergewe op hierdie oomblik. Wat jou agtergrond is nie, net hy, die Christus, kan ons red van sy genade. Ja, glo met my hele hart, dat ouma Anna sy finale hoop en wens sal wees, Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely, dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, vir jou sondes, en dat jy in jou hart glo, dat God hom opgewek het uit die dode uit, sal jy die ewige lewe beerwe. Ek wil vra dat die Heilige Gees jou sal lei vandag, op hierdie dag, waar daar bitterheid of hartseer is, dat die Heilige Gees die vertrooster sal wees. En ek wil hê ons moet vir 'n minuut of 2 net vandag stil raak, en ons oë toemaak, en net 'n herdenking gee aan ouma, en ook ons saak regmaak op hierdie oomblik, in die naam van Jesus Christus. Gee nou 'n minuut of 2, dan sal Sarita vir ons 'n pragtige liedjie sing. Daar wie jy sit vanoggend, vanmiddag, raak net stil vir die Here, en dank hom ook vir die tyd, wat hy vir ons elkeen gee, en ook gegee het, saam met ouma. Ook om reg te maak in jou hart, en ook om Jesus weer jou eerste liefde te maak, om die ewige lewe te kan beerwe. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel
break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no pain when Jesus comes. Let today be the day. Come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day you come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to race. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Ter liefdevolle herdenking aan Annetjie Roux, gebore 14 Augustus 1930, oorlede 9 Julie 2026. Aan ons moeder, 'n Christelike begrafnis en 'n afspraak wat God het, wat sentreer op Christus se oorwinning oor die dood en die belofte van die ewige lewe. Dit is 'n afspraak met mense om die evangelie te verkondig, 'n erediens wat fokus op God, die skepper en die verlosser, eerder as op die afgestorwe. Die diens is 'n geleentheid om die boodskap van verlossing te deel. 'n Begrafnis is nie 'n hoofstuk oor die afgestorwe nie, maar eerder oor wie nog lewe. Dankie vir die waardes op alle gebiede, wysheid en liefde.
Jy was en is 'n voorbeeld altyd. Liefde aan ons kinders. Ek wil die familie ook nou die geleentheid gee vir enige woorde mee te deel. Andrek, wat jy wil graag. Dankie Here. Dankie vir my lieve vriende wat hier is. Het het my nie lang gevat dit is. Dan het my lang gevat om te lees. Want ja, dis tyd, né? Wat om te maak met die liefde wat ons maag gehad het, wat nie meer met ons is nie. Om vertroosting met die deel, om met die dood van die geliefde te vind. Hoe baie keer onmoontlik. Ongeag of ons daarvoor gereed was, en of dit veels te vroeg gebeur het, is dit swaar om maar 'n geliefde die dood af te staan. Dit kan voel asof soveel liefde wat ons vermaak gehad het, skielik nêrens heen het om te gaan. 'n Mens se gedagtes haak vas op elke oomblik wat hy nooit weer saam met ma sal deel nie. 'n Leeftyd van mooi herinneringe en haar roerende ervarings wat net bloot eindig. Al hierdie dinge verbind ons egter sterker aan die ma wat oorlede is. Ons liefde vir ma en die liefde wat sy self aan die wêreld gebring het, is oral om ons. Anders is wie niemand ons nie. Dit is vir ons in tye wat ons dit nie verwag nie en so word ma daardie persoon deur die liefde oorleef. Al die dinge wat ons nooit weer met ma sal deel nie, word herinneringe wat ons juis vir altyd met haar sal deel. 'n Mens weet nie wat om te sê as iemand sterf, maar daar is vele maniere om ma aan jou nagedagtes te onthou. Psalm 34, 18, 19. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hul benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help met die moedeloses. Openbaring 21:4. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Amen. 2 Korintiërs 1:5, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoedigheid deur Christus. Matteus 5:4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Johannes 14:1-3, julle moet nie ontstel wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van die Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en julle sal na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Romeine 8:38, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenwoordigheid, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons in die Here. En dit, voordat sy vergaan. Dis hoekom ons gebore is, dis hoekom ons groot is, dis hoekom julle almal hier so is. 1 Kolossense 4, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie.
Soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Psalm 30, die laaste een. Waarlik, sy troon deur net 'n oomblik, sy toren deur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane, en vanmôre lag ek weer. Dis die woord van God. Dis die boodskap soos 'n meal pastoor reg is. Wat sy wou gehad het. En ons weet waar sy is. Sy, hoe my oorlede pa, staan obviously langs mekaar en sê, kyk daai mense. Nie kyk waar is ons kinders nie. Kyk daai mense, want dis die ewigheid lewe waar hulle is. Waar sy is. So ja, baie dankie vir jou en iedereen. Dis 'n seën. So julle gaan 'n familie wat iets wil meedeel vanmiddag. Okay. Dankie sê vir die Here. Dat ons nagesalte is van ander mense. En dankie sê dat ons die geleentheid gehad het om haar te ken. As 'n baie kwaai ma, maar ook baie liefdevolle ma, wat alles sou doen vir enige iemand, sy jou geken het of nie. Dan wil ek vir die Here dankie sê vir Marian. Amen. Dankie sussie. Julle het iets gedoen wat ek dink baie van ons, en as ek eerlik is, ek het geduld, maar ek het nie jou geduld. Ek het baie liefde om te gee, maar wat jy gedoen het, is bonatuurlik. Amen. En glo my, jou beloning is by God. Altyd van julle. Ja. Emil, baie dankie vir die boodskap. André, Sarita, baie dankie vir haar dit is kosbaar. Vir elkeen wat so ver kom het, wil ek sê dankie. Nou wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om te sê, en vra vir enige een wat ek hier te nagekom het. Vra ek en vergif. En die boodskap wat gekom het, Solank jy ons vergewe. is dat God het 'n afspraak met ons, nie meer met my ma nie, of met ouma nie. Hy het 'n afspraak met ons. En dit is 'n besef waar ou weer moet kom en jou lewe in oënskou gaan neem en kyk, waar is ek op hierdie stadium? Waar is ek as ek my oë toemaak? Daar's 'n groot verskil in die lewe om te loop met absolute vrede wat God gee, of vrede wat God vir die wêreld gee. Die vrede wat God gee is totaal iets anders. Ons kan nie van almal hou nie. Maar voorwaar, as jy bitterheid het of iets het teen 'n persoon, sal jy nooit die heerlikheid van God sien. Nooit. So, ek wil vir elkeen van julle sê baie dankie. Al ken ek julle nie almal nie, ek is regtig baie lief vir julle. En Leandre, ek is uit my hart uit so ongelooflik dankbaar dat julle hier is. Baie dankbaar. En dankie vir samesyn van almal wat uit mekaar kan gaan en sê, ek love daai. Baie dankie. Dankie Anneke, julle vir Tanya genade. Ek dankie. Baie dankie. So, heel net vra om op te staan, sodat ons kan toemaak vir gebed.
Dankie almagtige God en Vader, dat ons saam kon gekom het vanmiddag, as familie en as vriende. Here, dankie vir hierdie groot voorreg, vir elkeen van ons wat vir ouma kon geken het, en ook hierdie geleentheid wat ons het vanmiddag, om ons harte weer opreg na U gemik te hou, om ons saak reg te maak met mekaar, en in liefde en in vrede met mekaar te kan lewe, soos wat ouma ook haar nalatenskap sou wou gehad het, Here. Here, ons dankie vir elke persoon wat van ver af gekom het, elke persoon wat vanmiddag die tyd kon omgekoop het, om hier in U teenwoordigheid saam te kon wees, Here, om die boodskap te kon hoor, die boodskap van vergifnis, die boodskap van liefde, en die boodskap van U genade. Here, ek bid ook vir ons, U uit mekaar uit sal gaan, dat U hand van beskerming oor elkeen sal hou, en ons veilig ons bestemminge sal bring, Here. Here, ons dankie vir hierdie pragtige mens wat ons mee kon gedeel het. Here, ek bid dat die Heilige Gees elke hart, elke sielie sal aanraak vanmiddag, en dat ons ouma sal koester in ons gedagtes, Here. Ons gee U alle lof en al die prys en al die eer toe, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen en amen. Julle mag maar sit, daar is net 'n paar afkondigings om gou te maak. Daar is een verskoning van vanmiddag, dis Albert van die Westhuizen, ek kon ongelukkig dit nie gemaak nie, hy wou baie graag hier gewees het, en ja, ongelukkig is sy vrou baie siek. Dan is daar 'n paar bedankings om te maak. Baie dankie aan Tannie Marie, aan Ma Led en Sarita vir die lekker kossies wat julle voorberei het. Julle is almal welkom om na die diens na Tannie Marie julle se huis toe te gaan en 'n paar verversings daar te kan geniet. Anna Marie en Maria, baie dankie vir julle bystand, vir ouma se hulp, vir Tannie Marie se hulp. Sy sê julle was such 'n steunpilaar in haar lewe gewees, en ons sê baie dankie daarvoor. En alles wat julle vir ouma ook gedoen het, julle liefde gaan nie ongemerk nie. Maar het vir al ma se bystand, het spesiaal van Tannie Marie af, vir die bystand en die hulp en die liefde, en ook die omgee hart. En voor ek klaarmaak vandag, wil ek ook net sê, dat dit ouma se regtig haar wens sou gewees het, om mekaar lief te hê, mekaar te kan koester, mekaar te kan vergewe, en te kan aanbeweeg, uit die verlede uit. Die tyd is min. Maak jou saak reg met Jesus Christus vandag. Maak jou saak reg met die mense wat jy dalk te nagekom het in jou lewe. En kom ons gee God, die Vader, al die lof en al die prys en al die eer daarvoor. Baie dankie julle vir vanmiddag. Julle is welkom om ons by die huis te ontmoet. Baie diens. Dankie. Amen. Amen. Was nog nooit so nervus nie. Asseblief, nou loop ek julle hele ding in sy mooi in die spoor.